'n mens kry mense wat altyd 'n glas half leeg sien, of jy kry mense wat dieselfde glas altyd half vol sien. Nou baie keer het dit te doen met 'n gebeurtenis in jou verlede dat maak dat jy net totaal 'n negatiewe lewensuitkyk aangeleer het. Dis aangeleer en kan afgeleer word. Let wel. 'n predikant het eendag vir my vertel, hy het begin wonder, is God regtig daar? Dis nou as kind, toe hy laerskool was. Hy het begin vra, wat daarvan as ons net verbeel? Wat daarvan as ons ouers ons almal net Christelik groot gemaak het en daar is nie regtig 'n God nie? Wat daarvan as ons die verkeerde God aanbid? En toe sê hy 'n interessante ding, hy sê, want wreed was my ontnigtering om te besef, Kersvader is nie regtig nie, die Paashaas is nie regtig nie, die tandemuis is nie regtig nie, so, wie sê God is regtig? Hy sê, en toe het hy met die Here gepraat eendag, en hy het vir die Here gesê, hy vra nie 'n brandende bos, soos wat Moses gekry het, wat aanhou brand en nie uitbrand nie. Hy vra nie die krag om 'n leeu se bek oop te skeer, soos 'n Dawid nie. Hy vra nie so Sadrag, Mesach en Abednego om in 'n vuuroond gegooi te word en nie te brand nie. Hy vra nie die krag van 'n Daniël. Hy vra nie dat hy Goliat moet kan verslaan. Hy is nie aangeteken in Hebreërs 11 as een van die geloofshelde nie. Maar as seun het hy sy Batman poster van sy muur afgehaal en skeef teen die muur neergesit, en toe vra hy vir God om wanneer hy slaap in die nag die poster, die wondergom af te haal en net die poster weer reg te sit. Dis mos nou nie baie gevra nie. Volgende oggend staan hy op, dat niks gebeur nie. En toe besluit hy, toe neem hy die besluit. Hy twyfel, hy weet nie so mooi nie, hy weet nie of hy gaan glo regtig nie. Wel, dank die Here, hy het tot besinning gekom, hy het 'n predikant geword, en hy is iemand wat ander mense help glo. Daar's 'n paar belydenisse wat ons moet maak in geloof. Nommer 1, glo dat God by alle mense betrokke is, ook by jou. Nommer 2, glo dat God weet wat in jou lewe aangaan. Nommer 3, glo dat God teenwoordig is, wat ook al in jou lewe gebeur op die oomblik. Nommer 4, glo dat God in beheer is, ten spyte van hoe buite beheer die situasie vir jou lyk. Nommer 5, glo dat God onbeperkte mag het. Nommer 6, glo dat God verwag van jou om sy wil te doen, altyd sy wil te doen. En nommer 7, glo dat God tot alles in staat is. Wanneer dit met jou moeilik gaan, iemand het eendag geskryf, 'n nuwe deur van God se genade het vir my oopgegaan. Deur hierdie moeilike, pynlike weg het God my in nuwe genade ruimtes laat inbeweeg. Dit sou lank vat voordat ek die lig aan die ander kant kon sien. My eerste gewaarwordinge was dat God se genade meer dieptes en wytes en hoogtes en lengtes het as wat 'n mens ooit in gunstige omstandighede sou kon ontdek. As dit met jou moeilik gaan, lees Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En dan skryf Dawid later in die Psalm, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, al gaan ek deur moeilike omstandighede, U beskerm my.